Ons vanmôre dominee ons sien uit na die diens. Dankie. Goeiemôre. Ek vertrou dat almal my mooi goed kan hoor. Dankie vir die verwelkoming, oom. Dis vir my lekker om vanoggend weer by julle te kuier. Voordat ons begin, kom ons hanteer die voorbidding. Op die voorbiddingslys Anna Botma, Gerrit Koekemoer, Willa Rademeier, Corin Susan Swanepoel, Willie de Beer, Henkie Fourie, Johan en Annetjie Miller, Frikkie van Staden, Gert Kreer en Letty Kuipers. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons is vanoggend weer as medegelowiges in U huis teenwoordig. Here, ons sien dat mense vir wie ons lief is, seer het en swaar kry beleef. Here, ons bid vanoggend dat U elke liewe een van hierdie mense op die voorbiddingslys styf in U liefde sal omvou. Here, dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar en dat U genesende hand oor hulle sal wees. Here, wees ook saam met die wat hierdie mense moet ondersteun in hulle tyd van nood. Versterk U hulle, gee U hulle die krag, want ons weet dat U teenwoordig is en dat U wonderwerke verrig. Dankie vir U groot liefde en genade oor ons lewens. Amen. Ons toetrede lied is Vonk 72, die eerste 3 strofes. Ek hoor dat dit half 'n onbekende lied is, maar kom ons probeer hom maar. En dan staan ons vir dit, bly staan vir die fotum, die seën en die lofsang. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Aan almal wat uitverkies is, volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees
en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing lied 214 al 3 die strofes. Kom ons luister nou na die wil van God of riglyne vir 'n heilige lewe, soos wat Petrus dit vir ons gee in 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Wees almal eensgesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig, mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie, maar inteendeel, wees mense wat seën, omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. Immers, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is en sy lippe daarvan om bedrog te spreek, en laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen. Laat hy vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Ons het almal al gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kom ons bely nou ons skuld deur saam te sing lied 231, die al 4 die strofes. En dan bly staan vir die genadeverkondiging en die geloofsbelijdenis.
Ons is egter vrygespreek deur die genade van Jesus Christus. Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sonde gelei. Hy die regverdige, ter wille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Kom ons antwoord hierop deur ons geloof te bely saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam lied 265. Geliefdes, voor ons vanoggend weer uit die woord van die Here gaan lees, kom ons raak stil, vergeet van die week wat verby is, vergeet van die week wat voor lê en fokus ons aandag op die Here. Kom ons bid saam. Here, ons wag op U, ons wag om U stem te hoor. By U alleen is woorde wat die ware lewe gee. Here, ons buig voor U, ons buig voor U heerskappy. By U alleen is woorde wat ware lewe gee. By U alleen is woorde wat ware lewe gee. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 25 en ek lees uit die 2020 vertaling. Die opskrif van hierdie gedeelte is oproep tot heilige lewe. Daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks,
soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, terwille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras en al sy praag soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. Ek lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, maar nog meer gelukkig is die wat hulle lewens daarvolgens instel. As iemand jou sou vra om te beskryf hoe jy jou lewe leef, sal jy sê heilig? Waarskynlik nie. Jy sal waarskynlik sê besig of moeg of dankbaar, maar jy sal beslis nie sê heilig nie. Dit klink soos 'n beskrywing wat net sekere spesiale mense mag gebruik. Maar tog, dit is presies wat Petrus van ons vra in hierdie gedeelte. Die opskrif is oproep tot 'n heilige lewe. Dis nie 'n ideaal vir net sekere spesiale mense nie, maar dit is 'n roeping vir elke gelowige se lewe. Die eerste brief van Petrus is 'n baie pastorale brief. Dit is geskryf aan mense wat vreemdelinge is in hulle omgewings. Mense wat verdrukking, verwerping en vervolging ervaar. Petrus skryf nie aan mense wat gemaklike lewens het nie, maar aan mense wat worstel om vas te staan in hulle geloof. En tog begin hy nie met moedeloosheid nie. Hy begin met identiteit. Hy herinner sy lesers aan wie hulle is. Hulle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat God se eie is. Die boodskap van 1 Petrus 1 vers 13 tot 25 is bloot, omdat God heilig is en omdat julle aan hom behoort, moet julle ook heilig lewe. Dit is om te lewe as wie ons reeds in Christus is. Om ten volle te verstaan wat dit beteken om heilig te lewe, moet ons eers verstaan wat heiligheid werklik is. En om dit te verstaan, moet ons by God self begin. In Jesaja 6 kry ons 'n ongewone toneel. Die profeet sien die Here op 'n hoë verhewe troon sit. Engele omring hom en roep na mekaar: Heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. In die Hebreëse taal is daar nie 'n oortreffende trap soos wat ons in Afrikaans het nie. Om te sê dat iets die allerhoogste of die beste is, herhaal jy dit. En hier word heilig 3 keer herhaal. Dit is die enigste goddelike eienskap in die hele Bybel wat so beklemtoon word. Die skrif sê nooit regverdig, regverdig, regverdig nie, maar wel heilig, heilig, heilig. Dit is een van die fundamentele waarhede oor wie God is. Hy is absoluut apart,
absoluut afgesonder van alle sonde, van alle onreinheid. Hy is absoluut in 'n kategorie van sy eie. Sy heiligheid beteken nie net dat hy moreel rein is nie. Dit beteken dat hy totaal anders is as enigiets in die skepping. God is die een wat ontzag en aanbidding verdien bo alles. Die reaksie van Jesaja op hierdie visie of visioen wat hy gesien het is verhelderend. Die fondamente van die tempel begin bewe en die profeet self begin ook bewe. Hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man van onreine lippe en ek woon onder 'n volk van onreine lippe. Dit is die enigste keer in die skrif waar 'n profeet die profetiese oordeel wee oor homself uitspreek. Wanneer ons God se heiligheid werklik aanskou, sien ons ook onsself in die ware lig, sondige mense voor 'n heilige God. Wanneer ons dan die afstand besef tussen God se heiligheid en ons onheiligheid, is sy vergifnis nie iets wat ons as vanselfsprekend kan aanvaar nie. Baie mense het al 'n gevoel van God se heiligheid verloor en daarom het hulle ook 'n gevoel van hulle eie sonde verloor. Want as alles normaal is, kan niks heilig wees nie. So waarom moet ons heilig lewe? Petrus se antwoord op hierdie vraag is direk. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewens wandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Ons word nie geroep om heilig te wees, bloot omdat dit die reëls is nie. Ons word geroep om heilig te wees, omdat God self heilig is, en omdat ons aan hom behoort. Die motief vir 'n heilige lewe is nie slegs gehoorsaamheid aan 'n stel reëls nie, maar navolging van 'n persoon, van 'n God wat tussen die mense kom woon het, van 'n God wat sy hand na ons toe uitgesteek het, Jesus Christus. God se gebooie is in elk geval nie willekeurige reëls nie. Dit is 'n weerspieëling van sy karakter. Hy vra liefde omdat hy liefdevol is. Hy vra geregtigheid omdat hy regverdig is. Hy vra heiligheid omdat hy heilig is. Soos wat ons dit ook vroeër in die wil van God gehoor het. Ons het kennis van God en ons ken vir God en daarom moet ons lewe soos wat hy van ons vra. Wees eensgesind meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie skeldtaal met skeldtaal vergeld nie. Maar wees mense wat seën, sodat julle seën as erfdeel kan kry. Weerhou jou tong van wat sleg is. Moenie bedrog spreek nie. Wyk af van die kwaad en doen die goeie. Soek vrede en jaag dit na. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke. Maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Om dit anders te stel, God se gebooie of hierdie riglyne vir 'n heilige lewe is sy instruksies vir hoe ons lewens moet werk. Wanneer ons dit oortree, breek ons nie net die reëls nie, ons breek onsself ook. Dis soos om water in jou kar se brandstoftank te gooi. Jy oortree nie net die instruksies nie, jy laat die engine ophou werk. Ons elkeen is kinders van God en daarom mag ons God as Vader aanspreek. Hierdie verhouding skep 'n gesindheid van eerbied, nie van vrees vir straf nie, maar van 'n diep ontzag vir wie God is en wat God gedoen het en wat hy steeds besig is om in ons lewens te doen.
Om heilig te wees beteken om anders te wees, om afgesonder te wees vir God. Die Israeliete was 'n nasie wat afgesonder was vir die aanbidding van God alleen. En dieselfde geld vir ons as Christene. Ons waardes kom nie van die wêreld af nie, maar dit kom van God af. Ons lewenswyses onderskei ons, nie op 'n hoogmoedige manier nie, maar op 'n manier wat wys, ek behoort aan die heilige God. 'n Heilige lewe is nie bloot 'n morele inspanning nie. Dit word moontlik gemaak deur wat God in Christus gedoen het. Petrus gebruik die Paasfees tema om die verlossingswerk van Christus te beskryf. Net soos wat die Israeliete uit slawerny in Egipte losgekoop is, so is elkeen van ons ook losgekoop, maar nie met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Jesus Christus het ons losgekoop van die nuttelose lewenswyse wat ons geërf het. 'n Lewe sonder God, sonder rigting, sonder hoop. En dit is juis hierdie losprys wat ons motiveer. Ons leef heilig nie om ons verlossing te verdien nie, maar omdat ons reeds verlos is. Die losprys is reeds betaal. Ons heilige lewe is 'n antwoord op hierdie genade wat ons ontvang. Petrus verduidelik verder wat 'n nuwe lewe in ons geplant is deur God se woord. Hy sê die onverganklike saad. Die gras verdor, die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Die wêreld om ons is verganklik. Mensgemaakte prestasies, reputasies en rykdomme. Dit alles verdor soos gras. Maar die saad wat God in ons geplant het deur sy woord en deur sy gees is onverganklik. Dit hou stand, dit groei en dit dra vrug in die vorm van ons heilige lewens. Petrus gee ons konkrete riglyne vir hoe 'n heilige lewe lyk. Hy sê ons dink anders. Hy begin met ons verstand, omgord die lendene van julle verstand. Dit is 'n metafoor vir paraatheid, soos 'n arbeider wat sy kleed optrek voordat hy begin werk. Heilige lewe begin in jou gedagtes. Hoe ons dink, bepaal hoe ons lewe. Wanneer ons verstand op die woord van God rig, begin ons die wêreld deur sy oë sien. Ons leef ook in eerbied. Ons het mekaar innig lief. Die vrug van 'n heilige lewe is gemeenskaplike liefde. Laat julle mekaar innig lief hê met 'n rein hart. Dit is 'n bewuste keuse om ander bo jouself te stel, selfs al is dit moeilik. Niemand van ons wat vanoggend hier sit, myself daarbey ingesluit, lewe altyd 'n heilige lewe nie. Ons lewe nie altyd soos wat God van ons vra nie. Ons weet dit, ons beleef dit elke dag. En tog is ons reeds kinders van God. Ons is reeds losgekoop. Ons is reeds in besit van die onverganklike saad. Die oproep tot heiligheid is 'n herinnering aan ons roeping. Dit is 'n uitnodiging om te word wie ons reeds in Christus is. Die wonderlike ding is dat Jesus altyd 'n tweede kans gee. Die Here se genade is elke oggend nuut. Elke dag is 'n nuwe geleentheid om weer te bekeer, om weer te begin, om deur die genade van die Here nader aan hom te wees en te lewe soos wat hy van ons vra. Heiligheid is nie 'n bestemming wat ons eendag gaan bereik nie. Dit is die rigting waarin ons lewe.
Wanneer ons 'n visie van God se heiligheid vang, verander dit ons. Ons sien onsself in die regte lig. Ons sien ons sonde raak en ons bely dit en ons het berou daaroor. Maar ons sien ook die genade raak wat ons sonde bedek. En uit hierdie genade groei 'n heilige lewe. Nie uit pligsbesef van die reëls nie, maar uit dankbaarheid. Laat ons dan die wees wat die skrif sê ons is. Heilig is. Mense afgesonder vir die aanbidding van 'n heilige God. En mag ons lewens dit wys. Wees heilig, want God is heilig. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U, Here. U die heerser oor die wêreld. U die heerser oor ons lewens. Almagtige God, leer ons om ook heilig te wees, omdat U heilig is. Leer ons om U woord te lees en daarvolgens te lewe. Here, ons val dikwels tekort van wat U van ons vra. En daarom sê ons jammer. Ons bely dat ons nie altyd die regte ding doen nie. Maar Here, in U oneindige genade vergewe U ons. En daarvoor dank ons U. Here, wanneer die lewe om ons moeilik raak, wanneer ons voel soos vreemdelinge, wanneer ons voel of ons verdruk word en verwerp word. Here, leer ons om in daardie omstandighede U teenwoordigheid raak te sien en om heilig op te tree soos wat U van ons vra. Here, dankie dat ons 'n nasie is wat afgesonder is vir U. Dankie dat ons U ons God en ons koning kan noem. Ons loof en ons prys U groot heilige naam. Amen. As antwoord op die prediking gaan ons nou sing 'n lied 415, al 3 die strofes, dan bly staan vir die seën en die wegsending. God se hoop sal vir jou 'n anker wees te midde van die hooploosheid van die wêreld.
God se vrede sal oor jou hart en verstand die wag hou. God se vreugde sal jou dra, ook deur hartseer tye. God se liefde sal vir jou so 'n werklikheid wees, dat ander hom in jou sal beleef. Amen. Broers en susters, eerstens wil ek vir proponent Carla Prins baie dankie sê vir die woord wat sy vir ons vanoggend gebring het. Mag die Here jou seën op die pad vorentoe en ons hoop en bid ons almal dat sy vinnig ook 'n beroep sal kry. Soos sy vanoggend vir my gesê het, sy is heidaglik besig daarin Duncanville. Maar ons hoop en glo hy sal aangestel word. Goed, baie dankie Johan. Daar's 'n fout met daai televisie. Ek kan niks sien nie. Dan gaan ek maar probeer om die maklike manier te doen. Vandag verjaar Leonie Cronje, Chris de Nyssen, Johan Kreer en Uwe Sauer. Johan, is hier nog 'n ander Johan Kreer? Dis een van daai gelukkige ouens wat 2 keer gebore is. Maar Johan, ek dink dis dalk 'n fout. Dan die 20ste April Elmarie Swanepoel, dan Dina Nel, Trevor van Rensburg en Rita Wiggins. Die 21ste April, ons drink alweer 'n koppietjie tee. Dan Lodewyk Kreer, Annemarie Myntjies, Casper Pretorius en Johanna Rademeier. Sy verjaar op oom Willa se verjaardag. Hy het blykbaar vandag uit die hospitaal uitgekom, Johan, as ek reg is, nê? En so lyk my sy prosedure het goed gegaan. Ons is dankbaar daarvoor. En dan Annemarie, sy het klaar geloop, sy gaan tee skink vanmôre. So vra ek vir haar, as julle daar kom, vra vir haar waar sy koek, want sy verjaar die 23ste. Goed, en dan Ria Volgraaf. Baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle seën in die jaar wat voorlê. Die weekse gebeure, broers, susters, 20ste April, Amot verjaar. Ek het nie geweet plek kan verjaar nie. Ek het gedink dit is hulle herdenk, hulle instelling, hulle verjaar. En dan het hulle kom bystee die 20ste, dis nou môre. Die 21ste April is Bybelstudie, 9:00 die aand en dan weer eens die oggend 9:00 en die aand 8:00 of 6:00. Immergroen vergader weer die 23ste om 9:30. Die Vrydag kafee is Wyk Jerusalem. Ek het verstaan hulle gaan samosas maak. Waar is Wyk Jerusalem? Ek hoop net nie is daai kleintjies nie. Dit moet samosas wees.
Goed, ja, ek sê, Johan, maar die prentjie daar is nie so groot as wat ek verwag nie. Dit moet dalk groter Samuel. Maak jou bestelling asseblief voor die 23ste April, voor 5:00 die middag asseblief broers, susters, dat ons net 'n idee kan kry hoeveel daar gebak moet word. Ek weet nie of hulle Indiaan gaan insmokkel om dit te bak nie, maar goed, dan gaan ons aan die 24ste April is die Vrydagse kafee weer reeds genoem. En dan die 24ste, die aand, Vrydag aand, is die jeugwese by mekaar kom. Ek neem aan, kom hier by die kerk by mekaar. Goed, dan koekies en pastye is nog steeds beskikbaar in die saal. Jy is welkom om daar te kan gaan kry. Ek dink daai een is verby. O, nee, dis iets anders. Die kalender, my nek gaan seer word. Die kalender vir Vrydag kafee, soos jy daar kan sien, die 24ste is nou by Jerusalem, waar die samosas maak, dan iewers in Mei, kan nie sien wat er Mei dit is nie, is dit pannekoek, en dan die 26ste het carry en reis, so elke week, broers, susters, ons vra asseblief. Ek dink Johan het vir almal van julle weet wat er wyke is julle verantwoordelikheid. Daai spesifieke ouderling, die haken moet in daai wyk 'n reëling maak vir daai spesifieke Vrydag om dan een of ander gereg te maak, soos wat dit daar aangedui is, daai datums. Asseblief, maak 'n plan daarmee. Ons het dit regtig baie nodig, sodat ons finansies dit net kan maak. Ons is op hierdie stadium so 3,50 € agter met ons finansies. Dan die Parys 150 fees, daar's ek neem aan Parys wat 150 is. By die Dome area het ons gemeente het dan 2 stalletjies gekry. Ons gaan blykbaar pannekoek bak. In die saal is daar 'n lys wat ons asseblief vra dat mense ons kom help. Daar's datums of tye aangekoppel vir die spesifieke 3 dae. Daar's byvoorbeeld van 9:00 tot 11:00 is 1 spin, en dan van 11:00 tot 12:00, ek het nou nie seker die tye nie. Asseblief, gaan maak 'n draai in die saal. As jy beskikbaar is om ons uit te help op daai spesifieke dag, gaan skryf jou naam in. En kom ons maak 'n sukses van hierdie geleentheid wat ons kan kry. Ek dink nie daar's nog ander stalletjies wat gaan pannekoek bak nie, en u weet hoe goed is pannekoek. Goed, dan ek sal nou by jou uitkom, Gerda. Dan vra ons asseblief die nodige bestanddele, koekmeel, suiker, soos wat julle daar alles sien wat ons nodig het. En dan, soos ek sê, in die saal is die lys wat ek al reeds genoem het. Jy wou wat sê, Gerda? Daai datum van Amot wat verjaar is Vrydag die 24ste. Is daai datum verkeerd gewees? Ok. Gerda sê hulle verjaardag is die 24ste Vrydag. 9:00. Dankie Gerda. Johan, goed broers, susters, en dan by Jericho, soos ek sê, Annemarie wag vir julle daar, sy sal vir julle koek gee, maar sy gaan my slaan. 'n Lekker dag vir almal. Baie dankie.